Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid doen. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die woord van die Here vir u altyd van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons kyk na Brandon Beeke se visioen van die groot verdrukking. Nou hy maak die bewering dat Jesus aan hom verskyn het in sy kamer, hom kom wegneem het en hom die groot verdrukking gaan wys het. Nou die pre-trib-leraars glo dat die groot verdrukking is 'n tydperk van 7 jaar lank waarin die wraakoordele van God oor die wêreld uitgegiet gaan word en dit is wat Brandon Beeke dan ook gaan sien het. Nou, u moet onthou, hy het nou hierdie visioen gehad op die 6de Julie 2014, dis 'n hele tydjie gelede, en hy sê natuurlik ook dat die Here hom gewys het, hy het hom name gewys van mense op TBN en Daystar en so meer, wat agtergebly het, maar hy gaan nie hulle name noem nie. Nou, dis klaar 'n rooi vlag. Nou, ek gaan vandag vir u 'n paar videoklips speel van hom, ons gaan kyk wat hy te sê het, ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou soos ek gesê het, dat die Here het aan hom verskyn in sy kamer en dit het plaasgevind natuurlik op 6 Julie 2014 en die Here het hom gewys hoe lyk die groot verdrukking. En dan sê natuurlik hy moes gehoorsaam wees om dit te vertel het, maar die rooi vlaggie is hoekom vertel hy dit eers ongeveer 10-12 jaar later. En dan 'n belangrike vraag, gaan Jesus vandag nog aan mense verskyn, veral in hulle binnekamers? En dis 'n groot ding as jy gaan kyk na hierdie YouTube profete, dat die Here verskyn altyd in hulle kamer aan hulle, en die belangrike vraag is, waar is die Heilige Gees? Hy is dan gestuur as die trooster, as die leidsman om ons te lei in die volle waarheid. Hoekom sou Jesus dan afkom en dit weer kom doen? Maar kom ons gaan kyk na 'n belangrike skrifgedeelte wat vir ons die teendeel wys. Matteus 24 vers 26 sê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie, kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Nou, hoeveel van hierdie mense maak aanspraak dat Jesus aan hulle verskyn het in hulle binnekamer, en Brandon Beeke is geen uitsondering nie. Maar voordat ons begin met sy videoklips, kom ons gaan kyk na die twee eindtydkaarte, die timelines van die wederkoms, dit wat die pre-trib natuurlik wys en wat die woord van God natuurlik ook wys. Kom ons gaan kyk daarna. Nou hierdie is die timeline van die pre-tribulation rapture en nou hierdie mense glo dat die wegvoering van die kerk gaan hier plaasvind, hier voor die 7 jaar periode. Daar's geen skrif wat dit aandui nie, maar hulle sê dit is wat gaan gebeur. En hulle sien natuurlik ook hierdie tydperk as die tyd van God se wraakoordele oor die wêreld en kan hulle nie die verskeie tydperke in die 7 jaar onderskei nie, maar die woord van die Here is duidelik dat die abomination of desolation sal plaasvind in die middel van die 7 jaar. Dis hier wat die antichrist openbaar word en dan begin die groot verdrukking. Die Here gaan natuurlik terugkeer by die 6de seël, hy gaan sy kerk, by die wederkoms natuurlik, sy kerk kom wegvoer en dan sal die wraakoordele begin tot aan die einde van die 7 jaar periode. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybelse timeline. Jy moet onthou, daar is nie, dis wat hierdie mense leer, hulle glo dis 7 jaar, maar die groot verdrukking is slegs 3,5 jaar lank. En dit is natuurlik hierdie periode wat ek hier aandui vir u, so dis 3,5 jaar van 'n groot verdrukking. So hulle glo absoluut dat die hele 7 jaar is God se wraakoordele, en dit is wat Brandon Beeke gaan sien het. Hy het natuurlik hierdie periode 7 jaar lank het die Here hom gaan wys wat gaan gebeur, en hy noem dit dan die groot verdrukking, en dit is nie die geval nie. Die groot verdrukking begin na die abomination of desolation, waar die tempel ontheilig word, dan sal die groot verdrukking 'n aanvang neem, en by die 6de seël sal dit beëindig word, waarna die wraak van God sal begin. Nou goed, kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Brandon Beeke. Hy verduidelik wat gebeur het, Jesus het hom verskyn, wanneer. Kom ons gaan kyk ter inleiding. The Lord said to go over some of the things I saw when I went to tribulation.
tonight, so I'm being obedient to what he told me to do real quick. So bear with me. It's 15 minutes, but I'm gonna go over this really quick. I saw the day that I was on July the 6th of 2014. I was taken out of my body, and the Lord Jesus Christ came in my room and he took me to tribulation. It was one of the most life-changing experiences I've ever had. It shook me like I can't even tell you. I went from year to year to year with him as we would travel into the years of tribulation. I saw the day it happens. I saw what happens when the rapture takes place. And the Lord allowed me to see it happen at night in America. It happened at night. It was not night where in other parts of the world, of course, but it was night in America. Nou in hierdie videoklip gaan ons sien hoe dat Brandon Beeks nie die waarheid gesien het oor die verdrukking nie, want dit is 'n pre-trib weergawe van hoe die verdrukking van hulle lyk. En Jesus het sekere goed gemeld in hierdie video wat ons gaan sien, wat Jesus nie eers in die woord vir ons uitstipuleer nie. Maar nou ja, hy sê Jesus het hom besoek in sy binnekamer en nou ja, en hy het uit sy liggaam geneem en hy het die groot verdrukking gaan sien, want hy moet dit vertel om gehoorsaam te wees. Nou hierdie het plaas van 6 Julie 2014, soos hy reeds gesê het, en dan sê hy wat hy gesien het plaasvind na die wegraping op 'n nag in Amerika. Nou kom ons gaan kyk wat het hy gesien, en hy beweer dat hy het net weerlig gesien, daar was geen donderslag gewees nie, dit was net weerlig gewees, en hy het 'n dame gesien wat geskreeu het, al die mense is weg en het verdwyn, die aliens het hulle kom haal en so meer. Kom ons gaan luister wat hy sê. I saw lightning shooting all over the sky. Everything was alive. The lightning was just bolting, and there was no thunder. It was just a light show. And I remember the lady screaming, the aliens came and got them. The aliens, that's what they were deceived. They didn't know where everybody disappeared. Everybody from from the children that were age of 15 and younger were all gone. So their mothers were all frantically looking for their children. They were screaming through the streets, and they were looking and calling out their names, and they were in panic, looking for the kids that were gone. All the mothers were running up and down the streets screaming for their children, and they were all raptured. Nou ja, hy sê dat hy het weerlig gesien, hy het geen donderweer gesien nie, en hy sien dat die dame wat skreeu dat aliens het mense kom haal. Nou hoekom sal hulle dit sê? Want dit is so geleer. Hulle sê dan nou alreeds, wanneer die wegraping plaasvind, gaan die wêreld dink dit is aliens wat hulle kom haal het en so meer. En dat mense rondhardloop, vrouens soek hulle kinders en hulle kry nie hulle kinders nie, want hoor wat sê hy, dat alle kinders 15 jaar en jonger is nou weggeraap. Nou waar kom hulle aan die gedagte, dat kinders, hoekom nie 16 jaar nie, hoekom nie onder 12 nie, hoekom juist 15, want hierdie mense glo dat hierdie is kinders wat nog nie die van links en regs kan onderskei nie, en die Here het hulle dan weggevat in die wegraping. Maar dis nie wat gaan gebeur nie, want daar is nie 'n pre-trib rapture wat gaan plaasvind nie, daar gaan nie 'n left behind wees in die begin van die 7 jaar nie, maar dis wat hierdie mense glo, dis 'n pre-trib doktrine, en dit is wat Brandon Beeks maar net weergee. Nou kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar hy sê dat die Christen is nou weg, en dan wys die Here vir hom die antichrist, en hoe lyk die antichrist, en wat se kar hy, al hierdie detail, en dit moet jy onthou, is altyd na 'n pre-trib rapture. Met ander woorde, aan die begin van die 7 jaar, as die wegvoering volgens hulle plaasgevind het, dan gaan die antichrist geopenbaar word. Dit is absoluut onskriftuurlik. Die woord is duidelik dat die antichrist sy opwagting gaan maak in die middel van die 7 jaar, en daar gaan hy dan geïdentifiseer word vir die werklikheid wat hy is, die mens van sonde, en hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is.
Hy gaan nie in die begin van die 7 jaar al begin regeer, soos baie sê nie, want dis wat hy natuurlik leer, want dit kom uit die pre-trib doktrine uit. Maar kom ons gaan luister wat hy sê. As the Lord said, look. And he never spoke anything. He just touched my hand and I perceived everything he was saying. He never had to speak anything. I just could hear him. And I went through and I could see the lady screaming because I walked up to her because she could see me. It was the only time that somebody could see me in tribulation. And I walked up to her and I said, what happened? She goes, don't you know the Christians are all gone? Don't you know they're all gone? The Christians are all gone. She was screaming. I saw the Antichrist come on the scene. He came he came on pretty quickly, and they all had a meeting in Berlin. I watched them. They were all in Germany. They went to Berlin. Every person, there was a table full of leaders, and they were all listening to a man that got out of a Rolls Royce. I saw him. He was dressed to the hilt. He had a suit on that was black and white, that was beautiful suit. Looked like cashmere, looking like, I don't know, it was beautiful, with a white shirt on, with a very nice tailored beard. Nou ja, soos die Left Behind reeks van Tim LaHaye en Jerry J. Jenkins, hierdie mense glo absoluut wat hierdie boeke, hierdie fabelboeke vir hulle leer, daar gaan 'n Left Behind wees en die Christen is nou weg en dan verskyn die Antichrist op die toneel, ewe skielik in die begin van die 7 jaar periode. Maar hy sê, hy hoor 'n vrou skreeu in die verdrukking, net sy kan natuurlik hom sien, en hy vra wat het gebeur, en sy sê, kan jy nie sien nie, al die Christene is weg. En dit is iets wat geleer word uit die boeke van die Left Behind reeks. En dit kom nie voor in die woord van God nie. Daar gaan nie 'n wegraping wees aan die begin van die 7 jaar met 'n Left Behind en chaos wat gaan uitbreek omdat die Antichrist sy verskyning gemaak het nie. Dit kom uit die Left Behind reeks. Dit gaan nie plaasvind soos hulle sê nie. En dit is 'n klare aanduiding dat Jesus nie met hierdie man gepraat het nie. Baie duidelik. En hy sê dan sien hy die Antichrist. Natuurlik die detail wat hy beskryf, Duitsland, Berlyn, en hy gee beskrywing van die Antichrist, wat hy ry, hoe lyk sy pak klere en hoe lyk die man, absoluut totale onskriptuurlike verklaringe wat hierdie man maak, dit kom nie in die skrif voor nie, die Antichrist gaan sy verskyning maak in die middel van die 7 jaar, ja, daar kom 'n vors van Daniël, wat die verbond gaan sluit met die nasies in Israel, maar hy gaan 'n gewone politieke figuur wees. Hy het geen mag ontvang nog nie, want hy ontvang eers sy mag van die draak Satan in die helfte van die 7 jaar. Gaan lees Openbaring 12, gaan lees Openbaring 13. Hy ontvang sy mag van die draak, en daai mag is hom gegee om vir 42 maande te regeer, en mag oor die nasies te hê. Is dit nou nie vir Brandon Weeks baie duidelik wat die skrif leer nie, maar hy sien hierdie visioen en Jesus het dit vir hom gewys dat die Antichrist verskyn in die begin van die 7 jaar en hy klaar sy meetings wat hy hou en hy's klaar in beheer. Dis absolute nonsens. Dit kom nie in die skrif voor nie, maar dis wat hy gesien het. Wie het die goed vir hom gewys? En dis baie, baie ernstig. Nou kom ons gaan kyk na sy volgende video. Hy praat van die 10 maagde en dat die 10 maagde natuurlik huidiglik nou daar is en dat die 5 dwaases nou agtergebly het en kom ons gaan kyk wat sê hy oor. Remember the virgins, there was 5 of them that were anticipating, they had their lamps full. They knew the bridegroom was coming. The others didn't. They said, oh, let's have some of yours. And then they said, no, okay, we better go buy it. And as they were going out and getting theirs, the bridegroom came. Like a thief in the night, right? Those Christians that I saw here were so upset, the pastors that were still here, too much is given, much is required. I saw pastors that were once on TBN and Daystar, and I will not use their names ever, that were left here. They blame them for not being taught the gospel right. I saw them.
Nou, dit is baie duidelik dat hy het mense gesien, hy praat van die 10 maagde, die 5 dwaase maagde, en dit voor die 7 jaar periode. Hy sien dat Christene wat agtergebly het, was so ontstoke, was en pastore, en hy gaan nie hulle name noem nie, maar het agtergebly. Nou, wie gee vir hom, hoe sal Jesus dan hierdie mense klaar uitgesonder het as mense wat gaan agterbly, en dan gee hy ook name. Ek meen, dit is nie skriftuurlik nie. Elke persoon het nog 'n geleentheid om reg te maak met Christus, al sou dit wees wanneer ook al, maar jy kan regmaak dat jy die wederkoms na die groot verdrukking, die dag van die Here, nie sal mis nie. En dit is wat hierdie man nie leer nie. Hy sê dit het uit die Here het hom gewys, en hy gaan die name nie noem nie. Dit is totaal onskriftuurlik. En dis asof dit vooruit bepaal is dat hierdie mense gaan agterbly. Maar kom ons gaan kyk na sy laaste videoklip, dat hy sê dat voor die wegraping het die Here vir hom gewys, toe hy terug in sy kamer kom, toe die Here hom teruggebring aan sy kamer toe, en toe sê die Here vir hom, voordat ek gaan kom, maande voordat ek gaan kom, gaan mense baie praat oor aliens, en so meer, en kom ons gaan kyk wat het hy daaroor te sê. I saw the family suffering greatly, those that went through the tribulation. I bring all that up tonight because I was sent these drone videos. I get sent so much, and none of this was existing whenever I had the vision. The other part was aliens. Jesus told me right before I was entering back into my house. He said, right before I come, months before, a time frame right before, he said, they will talk about aliens a lot, Brandon. They will talk about aliens a lot. And he said, there will be a great deception. There is a deception coming, and it will appear on TV, and it will deceive the nations. Do you understand? And I've told you, I believe there's no such things as aliens. This is fallen angel, demonic stuff to try to explain away the rapture of the church. The Antichrist come on, and he said to the world, the Christians were punished. They were taken up, and the aliens got them. That was his excuse for all the people and where they went. A great deception's coming soon. And I said, right before the Lord comes back, you're going to see it in the news all the time. And I warned you what the Lord said. Nou ja, dis wat hy te sê het, dat mense baie gaan praat oor aliens, dat voor die koms van die Here maande, gaan mense baie praat oor UFO's en aliens en so meer. En nou ja, onthou het in 2014 gehad, toe sê hy die goed nog nie daar bestaan nie, dit is nog nie gesien gewees nie. Maar hy sê daar kom 'n groot misleiding. Natuurlik gaan daar 'n groot misleiding kom, die woord is dan baie duidelik daaroor. Hoekom het die Here jou wegvat en gaan wys dat daar weer 'n misleiding gaan kom? Want die eerste seël is 'n tyd van valse Christusse, baie groot misleiding wat oor die wêreld gaan kom, en ons kan dit gaan lees in Matteus 24 vers 5, jy kan dit gaan lees in Openbaring 6 vers 2, daar die eerste ruiter op die wit perd is misleiding wat gaan kom oor die wêreld, en dan sê hy, die Antichrist het gesê, hierdie mense is weggevat want hulle is gestraf, die aliens het hulle kom wegneem en hulle is gestraf. Dit is absoluut onskriftuurlik, en dan sê hy weer eens, soos baie van hierdie pre-trib-leraars geleer, nie almal nie, maar baie van hulle sê dat die rede hoekom mense verdwyn het, die wêreld gaan sê, dit was aliens gewees. En die groot waarheid is daar gaan nie 'n pre-trib rapture wees nie, so niemand gaan verdwyn in die begin van die 7 jaar nie. Dis alles opgemaakte stories. Dit gaan nie plaasvind nie, die woord is duidelik, dat Jesus kom eenmalig terug by die wederkoms, na die 6de seël, of by die 6de seël, en dan sal die kerk weggeneem word, die gathering van die saints, en dan sal dit daar plaasvind, maar dis na die groot verdrukking. En dus, Jesus het nie aan hierdie man verskyn, en hom gaan wys, dit wat hy alles hier leer nie. Dit kom nie in die skrif voor nie, maar hierdie mense plaas dit in die skrif, Jesus, dat die wegraping, die pre-trib rapture, gepromoveer kan word, asof dit 'n waarheid is wat uit die woord van God kom.
en dit gaan nie gebeur nie. Nou goed, ek gaan afsluit. The pre-tribulation rapture doctrine is setting up Christians from the last generation for a terrible crisis they are not expecting and which might result in the spiritual destruction of many. En hoor baie mooi, hierdie goed gaan gebeur. Hierdie doktrine gaan baie mense offended maak. Dit gaan vir hulle gaan offended wees, hulle gaan nie gelukkig wees nie. Jesus het hulle verraai, Jesus het nie gekom soos hy beloof het nie, terwyl Jesus het nooit beloof het nie. Maar hy het gesê, hy het vir ons uitdruklik die tekens van die tye gegee, wat moet gebeur voor hy gaan terugkom. Maar hierdie mense, hierdie doktrine het sy opwagting gemaak in die laaste tye, en dit is 'n gevaarlike leerstelling. Jesus gaan nie kom in 'n pre-trib rapture nie, dis nie wat die skrif leer nie, maar hierdie mense volhard en volhou in hierdie leerstelling, en dit gaan baie mense onverwags betrap, en dit gaan nie gebeur nie. Mag die Here ons oë oopmaak, deur sy gees, deur sy woord, dat ons sal verstaan, wat is die eindtyd gebeure, wanneer gaan wat gebeur, ons ken nie die dag en die uur nie, maar ons moet weet, wat gaan gebeur voor hy gaan kom, en ons moet gereed maak daarvoor. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, totsiens.